aangaan. Ons denk vandag Moedersdag. En ons begin sommer hier met 'n diens waar daar profesie uitgegaan het, haar woord uitgegaan, haar getuienis uitgegaan. Ons gee die Here 'n lofoffer. Mense vir wie daar woord uitgegaan het, en ek hoop julle neem dit ter harte wat die Here vir julle sê volgende. Chantal het ook gesê dat hy kind gelees het dat die Here vergelyk ons baie keer soos 'n herder en sy skape, maar ek wil vir julle sê dat die Here gebruik ook 'n moeder en haar kinders. So dit sal oor vandag se boodskap gaan oor moeder, die rol van 'n moeder. Ja, soek ek my vrou is op die kop, né? Ons lees in Galasiërs 5:26, maar Jerusalem daarbo is vry, en dit is die moeder van ons almal. Nou, ons sukkel so met godsdienst die laaste tyd, ek praat baie daaroor. Een van die dinge wat deesdae gebeur in die laaste jare, is godsdienst. Nou, wat is godsdienst? Godsdienst is dood eenvoudig, wanneer fariseërs, ek noem hulle fariseërs kom, en hulle wil julle weer boei. Die Here het gesê, wat die seun vrygemaak het, is waarlik vry. Maar die vyand wil weer boei. Hy wil jou weer bind. Nee, hy wil weer voorwaardes kom bring. En hierdie is eintlik 'n verhaal van twee moeders. Nou Vrydag praat ek met iemand verjaar, Vrydag is sy 55ste verjaarsdag. En dis nou 'n persoon wat eintlik 'n bietjie kwaad is vir my, nie eintlik my praat nie, so ek is oral geblok en ek het geen kontak met die persoon nie. Maar my skoonsister, sy kontak met hom. En sy vra vir my Vrydag of ek jou geluk gewens het, en ek sê van jong, ek het met my ma sou donderdag so sy 84 gewees het as hy geleef het, so ek onthou, en dan hy verjaar, hierdie persoon verjaar dan net die dag daarna. Sê ek nie, ek het dan ook gedink, maar ek het geen manier wat ek hom kan kontak nie. En sy sê, weet jy wat, as jy wil, kan jy sommer 'n boodskap van hom stuur vir my, dan forward ek het net vir hom. Sê, nee, is reg. Ek wens hom geluk met sy verjaarsdag en alles, en ek het al vergeet daarvan. En ek het eintlik gedink, jy weet wat, die Here sê, geseënd is die vredemakers, want aan hulle sal die koninkryk behoort. So ou probeer my elke geleentheid gebruik, of dit nou 'n verjaardag is, of een of ander iets, om hierdie persoon te kontak, en net te kyk, jy weet, ek gee nog om vir jou, en ek dink aan jou, en miskien as ek op hierdie manier vrede maak, dan kan hy, so ek het al gehoop, hy sal vir my direkte boodskap stuur, net as iemand dankie, of wat ook al, maar sy stuur vir my 'n boodskap van hom af. Hy wil net vir my sê, in sy kerk glo hulle nie om verjaarsdag te vier. Nie Kersfees nie, niks nie, miskien nog 'n huweliksherdenking. En ek dink myself uit tog, hier is nou weer een of ander godsdienst waar hy behoort, en ek dink is heel moontlik 'n Jehova, maar die Jehova getuies vier nie hierdie dinge nie. En dink ek vir myself, waarom? Dis godsdienst. Hoekom wil ons gebind word? Hoekom is daar soveel, mag nie dit nie, moenie dat nie? As jy nou kyk wat sê die Kolossense, Paulus skryf vir die Kolossense 2 van vers 20, as julle nou saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderwerpe aan insettinge soos raak nie aan nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, want alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdienst en nederigheid en in gestrektheid in die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Jy sien, ons het verlede week natuurlijk gepraat oor Galasiërs 3, wat die Paulus eintlik verduidelik, hoekom was die wet ingestel? Want die wet was vir 'n spesifieke volk gewees, naamlik die Jode, terwyl hulle in die woestyn was, daar het hulle na 430 jaar bevry was, nee. Ja, is vir hulle, om hulle in bewaring te hou, want die belofte, lang voor in Abraham, die belofte is Jesus Christus, so hulle moes in bewaring gehou word, dat hulle eendag kan erf, nee. Dat hulle die belofte kan erf, Jesus Christus. Hulle het geen wet, geen reëls gehad nie, daarom gee die Here. Want ons praat nie nou van die gebooie, die gebooie wys vir ons wat sonde is, nee. Maar hierdie mense kom, dis asof hulle werk, hulle is definitief in die hande van Satan. Want Satan wil hê jy moet vry wees. Die Satan wil hê jy moet gebind wees, jy moet vas wees. Nou ek sal nou kom as ons praat van vryheid, dan kom hulle onmiddellik, ja, julle dink sonde is reg en so, maar dis nie wat ons sê nie. Ons het nog nooit gesê sonde is reg nie. Ons het net gesê dat die Here Jesus het ons kon vrymaak aan al daardie onnodige wette. Ons was in elk geval nog nooit onder hulle gewees nie. In Matteus 5 kom die Here en hy verduidelik vir die Fariseërs, in feite hy sê vir ons,
as julle geregtigheid nie groter is as die van die Fariseërs, sal julle God nie sien nie. Met ander woorde, die Fariseërs, die spuite van die wet, is hulle nie geregverdig nie. Daar's net een manier wat jy geregverdig word, en dis hier Jesus Christus, nee. Ons weet wat sonde is, maar ons is nie perfekte mense nie. Daarom is ons geneig tot sonde, en ons moet Jesus Christus nodig. En dis dieselfde met hierdie dinge. As dit 'n fees is, want jy sien die Here sê ek verag julle feeste, maar wat hy bedoel is mensgemaakte feeste wat godsdienstige feeste is, né? Is 'n verjaarsdag 'n godsdienstige fees? Ek dink nie so nie. Trouwens die Bybel, hoewel dit nie spesifieke datums noem, het mense geweet hoe oud hulle is. Dawid het die Lewiete gekies wat 30 jaar en ouer is om priesters te word. Het hulle geweet hulle 30 jaar en ouer is. Jesus was min of meer 30 toe hy gedoop is. Hoe het hulle dit geweet? Hulle het nog steeds seisoene. Miskien het hy nie spesifieke dag en datum onthou nie, maar hy het geweet in daardie jaar as ek in die winter gebore of in die somer of in die lente of in die herfs. Jy sien, daar was nou 2 konings in die Bybel. Die een is die Farao wat natuurlik die bakker, daar was ek die skouker het hy weer aangestel, die bakker laat doodmaak het, nee. En dan is daar Herodes wat vir Paulus se kop afgekap het. Hier is slegte dinge wat gebeur het met die heidense feeste, maar daar's niks fout nie. En toe gaan kyk ek nou van interessantheid. Toe gaan kyk ek 'n bietjie na Moederdag. Toe sien ek hierdie geloof vier ook nie Moedersdag nie. Nou is Moedersdag nou 'n geestelike ding. Is Moedersdag dan nou 'n godsdienstige heidense fees of nie? Ek weet ons hou dit op Sondag, Vadersdag ook. Maar nee, die Here gebruik moeders. Ek gaan jou wys hoe gebruik hy moeders om 'n punt te maak. Trouwens, Jesus Christus, hy beskryf homself in Matteus 25 en in Lukas 15 as die hen, as 'n hen, soos hy hen wat haar kykens onder haar vlerke wil neem, so is ek die Here oor julle. Hy neem daardie rol in. Jesaja 66 vers 13, ek sien pastoor André het nog vanoggend gesit op die vrouegroep, ek het hom ook hier, dat hy troos, hy wil vertroosting bring, net soos 'n moeder vertroosting bring aan haar kinders. Jesaja 49 vers 15. Hy wil soos die moeder die suigeling laat vergeet van die bekommernisse, wil hy ons laat vergeet. Met ander woorde, baie keer gebruik die Here 'n moeder om homself te beskryf. Is dit nie so nie? Maar ons moet net pas op, jy kry verskillende soorte moeders. Ek wil gou vir jou lees hier Galasiërs 4 van vers 20. Hier gaan dit oor Sara en Hagar. Voorbeelde van die 2 verbonde. Hier's 2 moeders. Die een moeder bind, plaas onder slawerny, die ander moeder maak vry. Ek lees vir jou, en ek wou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie? Want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een is uit die vrye deur die belofte. Met ander woorde, die een is onder slawerny, onder die vlees, die ander een is uit die belofte wat aan Abraham gemaak is van Jesus wat sou kom. Vers 24, dit is sinnebeelde, want die vroue staan vir 2 verbonde. Een van die berg Sinaï afkomstig, wat vir die slawerny kinders baar, dit is Hagar. Want Hagar staan vir die berg Sinaï in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny. Waarvan praat hy hier? Hy praat hier van, nou Hagar se kinders, wie is Hagar se kinders? Wie is die nageslag van hulle? Die klop Arabiere, né? Die klop Islamiete, die moslems. Het jy geweet hoeveel wette en dinge is hulle, hoeveel slawerny, hoeveel reëls het hulle, maar ook die Jode wat nie vir Christus as redder aangeneem het nie. Dis wat hier gesê word. Met ander woorde, word gepraat van Hagar, maar ook Jerusalem met haar kinders wat op slawerny is. Dan kom die vers waarmee ek begin het, vers 26, maar Jerusalem daarbo is vry, en dit is die moeder van ons almal. Hoekom is Jerusalem vry? Want Jesus Christus is in Jerusalem gekruisig, net buite op Golgotha. Daardeur het ons vrygekom. Vers 27, want daar is geskrywe, verbly jou onvrugbare wat nie baar nie, breek uit en roep, jy wat geen baardes wil het nie, want die kinders van die eensame is meer as van haar wat 'n man het. Maar ons broeders is soos Isak, kinders van die belofte, maar soos destyds hy wat na die Gees gebore is, kom wat na die Gees was vervolg het, so is dit ook nou. Hom wat na die Gees was vervolg het, so is dit ook nou. Maar wat sê die skrif?
werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Daarom broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Wat sê hy? Die slavin, die kinders van die slavin mag nie erf nie. Met ander woorde, daardie wat kom en sê ons hou aan Jesus vas, of ons hou aan die wet vas, maar indien ons bietjie 'n voet verkeerd sit, het ons daarom vir Jesus. Ander kom weer sê, ons hou vir Jesus vas, maar ons begin twyfel. Jy kry al hoe meer en meer ding op Facebook en oral waar godsdienst weer inkom. Maar sê nie, ons glo Jesus, maar dan begin hulle twyfel. What if? Daar's pastore wat in die hele kerk alles verander het, wat teruggaan na die wet toe. Dis hoe die boek Hebreërs geskryf is. Maar wat sê dit? Jy kan nie twee gode dien nie. Jy kan nie sê ek glo in Jesus, maar net in keus nie, of ek hou die wet vas, maar net in keus nie. Dis Jesus of niks. En as jy nie vir Jesus kies nie, dan erf jy nie saam nie. Ons is kinders van die belofte, ons wat Jesus Christus aanneem, of jy nou 'n Jood is wat Jesus aangeneem het, of soos ons wat heidene is, wat ingeënt is op daardie stamboom, aanneem kinders. In fact, 1 Tessalonisense 2 vers 7 sê, wees vriendelik, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Ons, hierdie Jerusalem is ons pleegmoeder, ons is daardie pleegkinders en hy koester ons. En hy is lief vir ons, hierdie aanneem kinders. Die rede hoekom ek dit noem, ek vir jou sê, jy moet besluit watter tipe ma gaan jy wees, en ek gaan nou 'n bietjie praat, dan wil ek 'n bietjie praat oor moeders. Dis na 4 nie. Ek wil 'n bietjie weer gaan dink. 'n vrou gemaak, is vroulik om by mekaar te pas. En die vrou is nie gemaak om iemand te wees, nee. Dis die vloek van die sonde wat gemaak het dat 'n vrou minderwaardig was, maar Jesus het dit kom herstel. Is dit so? Hy het dit kom regmaak. Amen. Hy het dit kom regmaak. En sy is sy helper, maar sy is nie 'n helper nie, of sy is nie daar nie. Nou as ek vir jou vrou, kom die Here vrouens gemaak. Dan gaan baie mense vir my sê sodat kinders kan wees. Daar is diere in die diereryk wat net verdeel dan ons hulle twee. 'n Erdwurm, né? As jy wil eers is dit 'n halwe erdwurm, jy is 2 erdwurms, het jy dit geweet. 2 volledige funksionerende soort. Hulle kan deur te split kan hulle meer as een word. Dan is daar diere, sekere slagspesies en so aan wat tweeslagtig is. Né? Manlik en vroulik, net so party plante. Hulle het nie nodig manlik en vroulik om voort te plant nie. En so is daar sekere visse wat geslag kan verander. Ek dink daar's 'n paar ouens wat dit gaan like, né? Maar soos party ouens vir dogtertjies wil wees en party dogtertjies wat oudjies wil wees, is dit nie so nie. Hulle kan kies sonder operasie, kan hulle change. As daar te veel en daai visse, as daar te veel manlik is, dan van hulle verander na wyfies toe. Of as daar te veel wyfies, dan verander tyd wat kan gebeur. Met ander woorde, die Here, as hy iemand wil hê om voort te plant, is hy nie nodig om man en vrou te maak nie. Hy het dit gekies, maar die vrou het 'n baie belangrike rol om te speel. Die moeder het 'n belangrike rol om te speel. Ek het 'n paar voorbeelde gaan noem. Gaan kyk in die Bybel, daar's baie, ek kan nie by almal uitkom nie, maar die rol van 'n vrou. Die eerste sê die woord van die Here in die wet, die 5de gebod, Eksodus 20 vers 12 sê, eer jou vader en jou moeder. Eer jou vader en jou moeder, sodat wat kan gebeur? Sodat jou daarverleng kan word. Nee. Sodat jou daarverleng mag word in die land wat die Here aan jou gee. Met ander woorde, wat hy einde praat is dat jou blessings meer kan wees. Sodat jou blessings baie kan wees. En want kyk, vir hulle is gesê, wat is die blessing wat hulle gewag het? Hulle wil in die beloofde land, in Kanaan gaan. So die Here gee vir hulle die wet, hy sê, eer jou vader en moeder, sodat jou daar kan verleng word. So vir my en vir jou beteken dit, eer jou vader en moeder, sodat die blessings kan kom en baie kan wees en lank kan wees, né? Dis die eerste ding is dit. Dan sê hy ook in Eksodus 21:7, een wat sy moeder vloek, moet sekerlik gedood word. 'n Moeder is belangrik. 22 vers 30 kom die Here, hy praat van die eerste dinge. Nou praat hy ook van diere, eerste dinge behoort aan hom. Maar selfs dan moet hulle vir 7 dae daai kleintjies eers by die ma bly. Hoekom? Want die moeder is belangrik. Die moeder, daai eerste kloppie daar, gee sy daardie melk, sy gee daardie biesmelk om daai kleintjie te beskerm. Met ander woorde, 'n moeder is daar om 'n kind te beskerm, nie net met haar liggaam nie, maar ook eintlik met gesondheid, sodat hy daai teenliggaampies kan hê. Die Here sê in Eksodus 34 vers 26, alles wat die moeder skoot open is myne.
Onthou nie, die eerste geboorte, die watergeboorte, hy sê, almal wat uitkom is eintlik myne. Al wat dan moet gebeur is, dat hulle ook die geestelike geboorte moet beleef. Ek het 'n bietjie gaan kyk na voorbeelde van vroue in die rol wat hulle gespeel het. Ek het 'n bietjie gaan kyk na Josua 2 en Josua 6. Hier lees ons van 'n vrou. Haar naam is Rahab. En Rahab is nie sommer net 'n vrou nie. Die Bybel sê sy is 'n hoer. Die Bybel sê sy is 'n losvrou. Sy is 'n losbandige vrou. En Josua stuur 'n klomp spioene na Jerigo toe. En hulle kom in 'n soekplek om weg te kry, en hierdie Rahab neem hulle na huis en sy beskerm hulle. En sy later, as sy teen die muur gebly af met so 'n rooi tou dat hulle afsak, en sy stuur die mense wat hulle moet agtervolg na 'n ander plek. Nee. En die belofte, die ooreenkoms was gewees dat sy beskerm sou gewees het. En dan lees ons in Josua 6 hoe Jerigo binnengeval word en sy word beskerm, sy en haar familie beskerm. Maar dis die enigste rol wat Rahab gespeel het nie. Rahab was ook 'n moeder. Sy sou 'n moeder word. Rahab was uiteindelik die vrou van Salmon. Nou Salmon was die pa van Boas. Boas was die pa van Obed. Obed die pa van Isaai. Isaai die pa van Dawid. En Dawid natuurlik die pa van twee bloedlyne. Die een is Salomo, wat uiteindelik die voorvader was van Josef, né? Jesus se pleegpa. En dan die ander een is Nathan, en Nathan is die voorvader van Maria, Jesus se bloedmoeder. Maar die Here gebruik hierdie vrou. Nou sal jy baie keer wonder, maar hoekom sy staan 'n losvrou gewees? Hoe werk dit? Nou ek dink altyd by myself dat ek die gesprekke wat tussen God en die duiwel aangaan. Ons weet van een so gesprek, en dis in Job, né? Waar hulle hierdie ooreenkoms het, né, Job. Nou dink ek myself, hoeveel ander gesprekke is daar wat ons nie van weet? Daarom weet Satan wat God se plan is. Hy weet uit 'n sekere bloedlyn moet die belofte eendag kom, en dis Jesus. So hy probeer so ver as moontlik om hierdie bloedlyn te stop. En dan dink ek myself, ek wil die duiwel nie die bode gestuur het na hierdie vrou met die naam van Rahab om haar te verlei sodat sy 'n losvrou moet word, sodat sy nie goed genoeg kan wees nie, né? En toe dit nie werk nie, toe maak hy nog seker dat sy actually in hierdie stad gaan bly wat die Here gaan vernietig. Verder is sy ook nie eens 'n Jood nie, sy is 'n Kanaanese vrou, Kanaaniete. Maar die Here het 'n plan. Hy wys vir ons dat selfs hy het haar moederskap nodig. En hy is so nederig en so eenvoudig. Hy is nie hoogmoedig en trots. Hy wil hierdie royal bloedlyn gaan. Hy gebruik so 'n vrou in sy bediening. Rahab is 'n moeder en sy is 'n voorvader van ons Messias, ons koning Jesus Christus. Daar is 'n ander voorbeeld, die tye van die rigters. Nou, toe ons nou hierdie lekker goedjies nou gaan koop, sakkies, ons wil eintlik beter geskenkies gekoop het vir die dames, vir die vroue, maar nou die kerk se finansies laat dit nie so lekker toe nie. Ons moet dan 'n bietjie mooi werk met ons geldjies. En pastoor Annemarie sê, ag gelukkig is Vadersdag kom, is daar so min vaders in die kerk. Nou is dit nou 'n goeie ding. Dis miskien nou finansiëel kry, maar weet jy wat? Ek is bevrees mans. Die kerk is nie leeg omdat hy mans is. Mans is te pabroekig om nog hulle rol te doen. Ja, jy kan lag, dis regtig so. Hulle is te pabroekig. As jy 'n vrou, as jy 'n man in 'n kerk sien, daar is 'n paar, is nie almal nie. Maar dan kyk jy amper waarborg, jy gaan 'n vrou langs hom sien met die vrou tot kerk toe gesleep. En as ek sê kom ons drink koffie en tee, as ek amen gesê, dan sal die eerste by die deur uit. Want hy wil nie regtig hier wees nie. Nee, in baie gevalle. Maar jy gaan bitter met 'n man sê, dankie Dawid, daar sit 'n Dawid, hier sit hierdie man en so aan. Maar dit is so af, maar dit is bitter met 'n man as hy single is of hy's geskei of wat ook al, wat hy kerk toe kom. En hulle is eintlik die ou wat priester, profete en konings in die huis moet wees. En die vyand steel hulle weg. Hulle is pabroekig, maar moenie dink dit nou gebeur nie. By die rigters se tye, toe soek hulle 'n leier. En daar's nie een man wat bereid is om 'n leier vir Israel te wees nie. En hulle vra 'n vrou met die naam van Deborah, ag sal jy ons lei? Ja, jy kan dit gaan lees, daar in Rigters 4, Rigters 5. En as gevolg daarvan sê Deborah, dis reg, ek sê julle lei, maar weet julle wat, wie gaan julle vyand verslaan? 'n Vrou, 'n moeder, gaan julle vyand verslaan. Jy sal lees daar van Jael, en sy het Jabin was die koning van die Kanaaniete, hoe sy hierdie tentpen, hierdie so slaap gedruk het, nee. 'n Vrou wat die rol van 'n man moet neem,
En Deborah sê self, in Rigters 5 vers 7 sê sy, ek moes julle lei, 'n vrou en 'n moeder. Deborah was 'n moeder, sy was nie net 'n vrou nie, sy is 'n ma. Nou sien ek wat vandag in die kerk aangaan. Iemand het nou die dag 'n swaar verhaal gemaak, so ek wil nie eintlik toelaat dat vrouens sal preek en so aan, dit is nie die waarheid nie. Die ideaal is dat dit die mans se rol is, ja. Maar vandag is daar baie vrouens by die rol, hulle het soveel rolle wat hulle moet praat, en daar kom dan nog 'n rol by. Dat hulle moet ook die man wees, en by tyd selfs die herder wees van die gemeente, en so aan. Is die man se skuld? Dan weer soos van Naomi en Rut, julle ken daardie verhaal. Naomi en haar man en haar seuns gaan trek na die Moabitiese landgebied toe. En terwyl hulle daar is, vat hierdie twee seuns vat vir elkeen 'n Moabitiese vrou, Rut en Orpa. En uiteindelik sterf die mans. En Naomi besluit om terug te gaan na haar grondgebied toe. En sy stel die dogters vry en sê, nee, hulle is nog jong. Hulle kan terug na Moab toe gaan, hulle kan nog hulle mans kry, hulle kan nog kinders hê. Uiteindelik oortuig sy vir Orpa, maar Rut sê, nee, jou land is my land, jou God is my God. Waar jy gaan, sal ek gaan. En sy volg van Naomi. En hulle gaan uiteindelik terug en sy gaan tel koringare en Boas se land op en sy word uiteindelik Boas se vrou. Nog een in die bloedlyn van Jesus Christus, 'n Moabitiese vrou, weer eens nie Israeliet nie. Sy word en sy gee geboorte aan Obed en ons lees ook dat Naomi was ook as 'n ouma. Die beste pleegma wat jy kan kry is 'n ouma. Ja, die liefdevolste, ook die gevaarlikste. My pa het altyd gesê die twee gevaarlikste ding vir 'n klein kind is 'n ouma en 'n oop knipmes. Dis die twee goed wat 'n kind nie meer moet speel nie. Dis nie 'n ouma nie, ook nie met 'n oop knipmes nie. Dis gevaarlik. Hulle bederf. En want Naomi is die pleegmoeder ook dan van Obed en uiteindelik Isaai se pa, Isaai natuurlik daar wat ek het nou net vir julle gesê. Die Here gebruik dit. En dan kom ons by Samuel. Hanna het die kinders nie. Sy wil bitter graag 'n kind in die lewe bring, en sy gaan en sy maak 'n ooreenkoms met die Here, en sê, maar ek sal hom groot maak vir u. Ek wil hom net speen, en dan gaan ek daar by Eli in die tempel sit, dat hy reg word, dat hy 'n diens van u kan wees. En ek kan nie help om te dink nie, en dit is my so mooi, wat Patina ook daar vir Nikkie gepraat het, en Nikkie se roeping en so aan. En so baie dat ons mense hier kindertjies inseën. Partykeer is die ma en die pa by, maar meestal die ma of die ma en die ouma en so, en dan kom ons en maak allerlei mooi beloftes. Nou, ma is daar om die kind te beskerm, om die kind veilig te hou. In feite, die psalm skryf hier in Psalm 22:10, veilig soos aan 'n moeder se bors, né? Hulle sê daar, iemand wat leuen spreek, Psalm 58 vers 4, is een wat afgedwaal het van die moeder skoot af. Psalm 113:19 sê, 'n moeder is bly oor haar kinders. Spreuke 1 vers 8 en Spreuke 6 vers 20 sê die volgende, dit sê dat die man se plig is om die dissipline te handhaaf, die vrou se plig is om die kind op te voed. Nee, dit is die moeder se taak. Nou sien ons kinders in die meeste maas is dit. Ongelukkig is daar moeders daar buite wat die wêreld liewer het is met kinders. En ons moet pas op daarvoor. En ek sê op tone trap en sê ek nie jammer nie, maar dit is nodig. Ek is hier om te spreek wat julle graag wil hoor. Ek is hier om die waarheid te praat. As jy 'n moeder is, hoe lyk jou lewe in die wêreld? Wat 'n voorbeeld stel jy? As jy losbandig lewe, wat dink jy gaan jou seun van jou dink? Wat dink jy gaan jou seun dink van vrouens? Hoe gaan hy 'n vrou eendag dit behandel? Gaan hy sien 'n vrou as goedkoop en los nie? Of jou dogters, gaan hulle weer so 'n man, of gaan hulle ook so word nie? Gaan hulle so 'n tipe man soek nie? As jy drink en dronk is heeldag, wat gaan jou kinders doen? Wat se idee gaan jou seun van jou hê? Wat se idee gaan jou dogters van jou hê? Wat maak jy groot? Vir wie maak jy dit groot? En ek wil vir jou sê, kinders word vir jou geleer, nie vir jou gegee nie. Hulle word vir jou geleer, en die oomblik as jy hulle daar ontvang en aan jou bors druk, dan het jy 'n verantwoordelikheid. Ek weet, dit klink nie regverdig nie.
Want mans wat rondloop is heroes, en vrouens wat rondloop is goedkoop. Dit is 'n feit. Dis nie so nie, maar dis hoe die wêreld dit sien. Maar 'n vrou het 'n baie belangrike, 'n moeder het 'n ongelooflike belangrike rol in die wêreld. Ek glo vir my, as jy daardie rol vertolk soos die Here wil, gaan jy gebless word, jy gaan geseën word bo alles. Maar as jy dit nie doen nie, gaan jy verantwoording doen vir jou kinders. As jy by God, gaan jy verantwoording moet doen vir daai verantwoordelikheid wat hy vir jou gegee het. Spreuke 10 vers 1 sê, 'n dwaase seun is 'n bekommernis vir sy moeder en eintlik verag hy sy moeder. Ek het nou hierdie bietjie kort geknip, daar's nog baie wat ek wou sê, maar ek dink ek het die hoofdinge gesê wat ek wou sê. Ons het 'n lang getuienis gehad vanoggend. Maar hoe moet 'n moeder lyk? Hoe moet jy wees om te sê ek is 'n moeder, om daardie titel te kan gebruik? Of dit nou 'n moeder of 'n pleegmoeder is, wat maak dat jy daai titel mag hê? Ons gaan gereeld dan vat ons die manne aan, wat hulle verantwoordelikheid nie nakom nie. Dan sê ons, jou biologiese bydrae maak nie van jou 'n pa nie. Jy wat die kind groot maak is 'n pa. Maar ek wil ook vir die moeder sê, die feit dat jy die kind gebaar het, maak nie van jou 'n moeder nie. Daar's 'n voorwaarde, en die Here gee dit hier in Matteus 12 vanaf vers 46, die familie van Jesus. En terwyl hy nog met die skare spreek, staan sy moeder en broers daar buite en wou graag met hom praat. Toe sê iemand vir hom, daar staan die moeder en die broers buite en wil graag met hom praat. Maar hy antwoord en sê vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder en wie is my broers? En hy steek sy hand so oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder, daar is my broers. Want elkeen wat die wil doen van my Vader in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. As jy nie bruid van Christus is nie, terloops word die man ook sê, jy moet eers bruid van Christus wees voordat jy bruidegom in jou huis kan wees. Jy moet eers bruid wees. Jy sien daar's 'n gees, en daai gees word genoem ego, hoogmoed en trots, hardkoppigheid. 1 Samuel 15:23 sê, moet nie wederstrewig wees nie, dis waar sê hy, nee. Dis wat mans geneig is om te doen, dan dink ons is manlik, maar eintlik doen is ons rol nie. Ons doen nie wat ons moet doen nie, dis hoe vrouens die rolle moet oorneem. Mense leer nie, dis vir my so belangrik dat 'n pastoor, hy moet geroep wees. Jy kan nie gaan leer, jy kan die Bybel uit jou kop uit ken en al die goeders in die geroep wees, maar as jy geroep is, moet jy nog steeds daai respek hê om te gaan studeer. Want daar is so baie wat sekere uitsprake maak, wat die Bybel lees, wat nie verstaan nie, omdat jy nie geleer het nie. Wat Paulus het gesê, soos vir 'n Romein is hy soos 'n Romein, vir 'n Griek is hy soos 'n Griek, vir 'n Jood soos 'n Jood, en hulle almal het verskillende customs gehad. En daar was sekere nasies gewees, groepe onder die heidene, waar 'n vrou 'n minderwaardige rol het. Daarom het hy gesê, vrouens mag nie preek nie, in daardie gebied. Ander weer het gegaan, 'n vrou wat sy hare nie bedek was, sy was 'n goedkoop vrou, en gesê, daarom mag sy nie sonder 'n hoofdeksel in die kerk kom nie. Jy sien, mense verstaan nie hierdie goed nie, want hulle op die agtergrond ook hê. Dis wat jy nou verder leer, is die agtergrond. Bybel, godsdienst, die laaste tyd, ek wil vir jou waarsku, dan gaan so baie mense kom en vir jou praat van boeke wat uit die Bybel uitgehaal is. Het jy dit al gehoor? Ja. Maar as jy enkele boeke uit die Bybel uitgehaal het, dit was nog nooit in die Bybel nie. Die kanonieke boeke, jy sien, dan leer jy ook wat vir voorwaardes, waarna word gekyk om te besef dat hierdie boeke is deur God geïnspireer, is deur mense geskryf, maar is deur God geïnspireer. Daar is nou ander boeke wat groot geskiedkundige waarde het, maar is nie goddelik geïnspireer nie, is ook nie akkuraat nie. Henog is een van die gunstelinge. Hoe lang dink julle was Goliat gewees? Nou ons Bybel sê, volgens ons lengte min of meer 3 meter. Wie hoog is 3 meter? Dis nou min of meer tot die bokant van die kruis, van die grond af. Dis mos 'n reus. Nee, dis mos nou van wie jy bang is. Ek nie verstaan, joh, dis 'n groter. Nee. Maar jy nog sê nie, hy so tussen 5, 6 en 7 voet. Nou, dis nie so bietjie lang as ek. Dis mos nie akkuraat nie. Dis net een voorbeeld, soos dat baie sulke onakkuraatheid. Ek doen dit maar net so te doen. Ek het dus 'n bietjie afgedwaal, maar pas op in die laaste dae. En pas op vir lerende rondom vroue, net omdat dit so in die Bybel staan, mense kom en sê, o, vrou mag nie preek nie, of 'n vrou moet 'n ding op haar kop hê, of wat ook al die geval mag wees. Dit gaan oor die kultuur, die agtergrond van daai spesifieke nasie, of hulle Galasië was, of hulle die Korinthe was, of wat ook al was. Verskillende nasies het verskillende gebruike, en dis maar waaroor dit gaan.
Maar die Here gebruik vrouens, terwyl ek het Pastor Jacques by gepraat, en hy is sterk onder die indruk dat Priscilla waarskynlik die boek Hebreërs geskryf het, ek wil sê is heel moontlik. Die Here gebruik vroue, hy gebruik dit af van Deborah se tyd. Hoekom? Want die man wil nie die rol vertolk nie. Die Here gebruik vroue. Ek haal my moet af vir julle vroue. Nou, daar so baie dinge is wat julle moet doen. Maar ek wil vir jou sê wat jou maak, dat jy kan praat van God die Vader. Dat ons 'n Vader mag noem, beteken ons moet eers bereid van Christus wees. Ons moet eers kind van God die Vader wees, né? Ons moet 'n erfgenaam wees saam met Jesus Christus, en om 'n erfgenaam saam met hom te wees, beteken jy moet die wil van die Vader doen. Jy moet die opdrag wat hy jou gegee het, moet jy kan handhaaf. Want anderster as jy hom Vader noem, is jy besig om godslasterlik op te tree, want hy is nie jou Vader as jy die Jesus Christus en jou verlosser aangeneem het nie. Gaan dit weer vir jou sê, God die Vader is nie jou Vader as jy Jesus Christus nie as jou verlosser, as jy die Seun nie aangeneem het as jou verlosser, as jou bruidegom, as jou koning, priester en profeet nie. Dit is so belangrik. En dan wil ek afsluit en vir u sê, as jy 'n ma het wat nog lewe, ons is so lief. Ons sit as ouers baie keer in 'n ouer tuis wegtrek, of hulle gaan self so doen, daar's niks daarmee verkeerd nie, en daardie plekke kan baie beter vir ons ouers sorg as onsself. Ek self moes dit al bely, ek self moes die Here vergifnis vra. My eie ma het al die jare in Hartebos gebly. Sy was net 'n weeklank, dink ek, in 'n ouer tuis, toe sy in geval oorlede. Maar sy was daar gewees en ons het gegaan, maar ek kom baie weer gereeld by haar uitgekom. Het al die laaste 7 maande was hy so agteruit gegaan, dat ek het nie eers geweet nie. Ek staan skuldig, maar ek het daai saak reggemaak met die Here. Maar as jy nog kan, jy het 'n verantwoordelikheid. As jy hier gaan, ek jou vra vandag, bel jou ma. Nie sommer net 'n SMS op WhatsApp nie. Bel jou ma. Eintlik gaan na haar toe as jy na haar toe kan gaan besoek haar. Gaan sê jy is lief vir haar. Gaan sê jy besef wat sy vir jou gedoen het en nog steeds doen. Sê vir jy besef sy bid elke dag vir jou, want moeders bid vir hulle kinders. As sy dit ver is, bel haar. Bel haar. En maak hierdie laaste dae vir haar waardig, dat sy daai waardigheid wat sy verdien kan kry. Maar selfs Jesus het dit gedoen. Ek wil afsluiting vir jou dit wys hoe Jesus dit gedoen het. Ons lees hier in Johannes vers 19. Jesus hang aan die kruis. Ek lees nog vir julle vanaf vers 25, dan gaan ek afsluit. Hy sê, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder, en sy moeder se suster, Maria die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy liefgehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Hy sê, ek gaan nou sterf, maar ek gee vir jou 'n ander seun, ek gee vir jou 'n pleegkind. Daarom sê hy vir die disipel, die disipel is Johannes wat die skryf, né? Hy sê vir die disipel, daar is jou moeder. Hy sê, hoorie so, ek stel my ma aan as jou pleegmoeder. Maar dit bly nie daar nie, wat doen die seun? Hy sê, en van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hy het haar versorg. Ons is onderstel om seker te maak, ons moeders is versorg. Amen? Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, ons kom na u toe, ek wil u baie, baie dankie sê vir moeders. Die kosbare rol wat hulle speel. Soveel so dat u self baie keer vergelyk met 'n moeder. Wat kyk na haar kinders, wat lief is vir haar kinders, wat hulle wil vertroetel aan die bors, wat hulle wil veilig hou en wat hulle wil vrymaak. Die moeder wat nie blind nie, die moeder wat nie deur haar lewenswyse en die manier waar sy optree haar kinders eintlik onder slawerny plaas, die een wat die kinders vry gee om 'n lewe te gaan lei daar buite, 'n goeie lewe te lei. Om 'n gehoor en 'n oor te hê vir u woord, soos ons vanoggend ook gehoor het. Ons kan die stem hoor, maar ons moet die Heilige Gees in ons hê, dat ons die Gees se stem kan herken. Dus ek so baie vir mense sê, hulle kan met skrifte kom en skrifte kom en skrifte kom. As ons eers 'n ontmoeting gehad het, die enigste manier wat die werklike ontmoeting met die Here Jesus het, is deur sy Heilige Gees wat in ons kom woon, wat ons aanraak, wat wakker word, wat ons wakker maak en sê, ons wil hê, u moet ons kom verander, ons wil hê, u moet ons kom rig, u moet ons kom lei. Ons vra Here dat u sal kom ons rig, ons kom lei. Ek vra nie elkeen sal aanraak hier, elkeen sal salf.
En Here, dat U verheerlik sal word. Dankie vir moeders. Ek vra Here dat die moeders U sal verheerlik. Ek vra die vaders U sal verheerlik, dat hulle ook nou sal besef die rol van 'n moeder, en dat hulle eintlik soveel las op die moeder se skote plaas, omdat hulle selfs hulle klein rolletjies nie is wil vertolk nie. Maar ek bid vir hierdie paas, ek bid vir hierdie mans, ek bid vir herlewing in hierdie land. Ek bid in Jesus naam. Amen. En amen. Prys die Here.